onderwyskenners is bekommerd oor die nuwe hoër slaagvereistes. En nie net moet die leerdlinge beter vaar in hulle moedertaal en tweede taal nie, hulle moet 8 van hulle 9 vakke slaag om na die volgende graad bevorder te word. Enige aanpassings aan punte kan net gedoen word met die goedkeuring van die distrikbestuurder, gebiedsbestuurder of die streeksbestuurder. Onderwyskenners meen dat die verhoging van die slaagvereistes op 'n onnadenkende wyse in werking gestel is en dat sommige skole gaan sukkel omdat hulle nie toegerus is om aan hierdie vereistes te voldoen nie. Ons gaan in 'n probleem instap in die oorgangsfase, want die skole is nog nie heeltemal gereed daarvoor nie. As 'n mens in ag neem, kom ons vat dit teoreties, dat die standaard van onderrig was dieselfde, die onderwysers en voor in die klaskamer was dieselfde, en nou skielik is die slaagvereistes hoër, is dit 'n logiese gevolg dat daar gaan meer kinders wees wat nie kan slaag nie. Nog 'n kenner meen die voorheen benadeelde skole gaan die meeste sukkel om die mas op te kom, en dit gaan lei tot swakker uitslae. Ons probleem lê by die groot massa van ons studente, mense in township skole, die sogenaamde inner city schools en die plattelandse skole. Daar vind onderrig nie plaas soos dit moet plaasvind nie. Hierdie materiaal lig die slaagsyfers. Ek kan nie sien hoe dit verband gaan hou met meer, kom ek noem dit by die naam swart leerders wat in wiskunde, fisiese wetenskappe en die sogenaamde ander gateway vakke gaan presteer nie. Die departement van onderwys het die naweek in 'n verklaring gesê dis ter wagte dat leerdlinge vanjaar swakker gaan vaar, omdat die vereistes hoër en die kurrikulum moeiliker is. Carla Coetzee, Nuus, Pretoria.